Nou in Urania praat ons baie oor vryheid. Soveel so dat ons naweke reël om dit te doen. Ons droom natuurlik daaroor, maar belangriker ons bou reeds daaraan. Maar vryheid gebeur nie verniet nie, dit weet ons almal. Vryheid word hard voor gewerk en uitgeleef. En naas ons geloof glo ek, een van die belangrikste boustene vir vryheid is opleiding en arbeid. Nou Bokere opleiding is 'n beroepsopleiding instelling hier in Urania, vanuit Urania. Ons fokus hoofsaaklik op 3 kernbedrywe vir nou: landbou, ambagte en gesondheid en welstand, alles in skaarsvaardighede. Ons vorm jong mense deur 'n vlytige studentelewe hier aan die vrywalle van die Oranje rivier in Urania. Hulle neem deel aan sport, kultuur en sosiale aktiwiteite binne in die dorp en buite die dorp landwyd. Ons voer letterlik kennis uit die dorp uit. Kennis as 'n uitvoerbare produk. Nie net uit die dorp uit nie, reeds wêreldwyd. Ons lei studente op met 'n doel, eenvoudige doel, nie net om te kwalifiseer nie, maar om te werk en te bou en die fakkel vorentoe uit te dra. Nou belangrik om hier te noem, ons kan nie dit doen sonder die gemeenskap van Urania nie. Urania is ideaal vir studente. En daarom kan studente floreer in hierdie omgewing, vrylik rondbeweeg en veilig wees en tot hulle volle potensiaal kan kom. Nou wat is ekonomiese groei en ontwikkeling? Ek is nou nie 'n ekonoom nie, so gaan dit eenvoudiger stel. Ekonomiese groei is wanneer daar meer geld en aktiwiteite in 'n dorp is of ontwikkel word. En ekonomiese ontwikkeling is wanneer mense se lewensstandaarde letterlik verbeter of werklik verbeter. Nou groei vertaal in getalle, ontwikkeling in mense en opleiding bring beide. So wat bedoel ons wanneer ons praat van vryheid deur opleiding en arbeid? Dit is Bokere opleiding se visie. Vryheid, nie net politieke onafhanklikheid nie, maar vryheid in die vermoë om te kan dink, te kan werk, vrylik te aanbid, vrylik keuses uit te oefen, vrylik te bou en vrylik te kan praat. Ons leer studente om hulle self los te maak van iets soos BEE of ek mag nie as Afrikaner die volgende doen nie. Ons stimuleer hulle in hulle denke en ons stel hulle in staat om iets anders daar buite te gaan doen of hier, en ek kom nou daarby uit. So by Bokere opleiding glo ons gehalte opleiding gee vaardighede gee selfvertroue, identiteit en identiteit in geloof en kultuur bring en gee vryheid. Nou, een van die sterkste boodskappe glo ek vir Urania is wanneer 'n student hier uitbeweeg en hy begin werk in Suid-Afrika en sy werkgewer vra vir hom, waar het jy studeer? En hy sê by BKU in Urania. Hy sê in Urania, en jy is normaal met almal rondom jou en jy kan jou werk doen? Ja meneer, want ek het identiteit vanuit my geloof en my kultuur, ek weet wie ek is. Dit is een van die sterkste boodskappe wat daar is. En een van die mooi dinge daarin is, ons studente doen dit met trots. Hulle praat graag oor wat hulle hier ervaar en wat hulle beleef. En dit is deel van ons taak. Ons moet 'n student nie net oplei, gehalte opleiding gee nie, ons moet hom opvoed ook. Ons stel studente in staat om met selfvertroue te kan werk, onafhanklik te kan dink, sosiale vaardighede aan te leer. Dis nou waar Frans en Werner inkom, om met die meisies net te gesels. Ons leer hulle om verantwoordelikheid te neem, gedissiplineerd op te tree, te integreer binne in 'n gemeenskap, as deel van 'n gemeenskap. Ons maak hulle vry van afhanklikheid, ons maak hulle vry van beperkings. Ons stel hulle ook bloot aan iets diepers. Ons geloof, ons waardes, ons kultuur, ons rede vir bestaan, ons ideale vir selfstandigheid, selfwerksaamheid. Ons leer hulle nie net wat om te doen nie, maar ook waarom om te doen. En soos ek al genoem het, die beste van alles is, hulle wil graag daaroor praat. Hy deel dit met trots, daar waar hy gaan. So waarom is studente 'n ekonomiese versneller? Studente bring beweging, studente bring energie, studente bring groei, studente bring geleenthede, 'n magdom geleenthede. Waar kom ons studente vandaan? Julle kan kyk in die pakkie. Ons het studente van reg oor Suid-Afrika. Oorgrootste meerderheid hier in die Noord-Kaap is 53, waarvan 12 in Urania en rondom Urania vanaf kom. 52 uit die Wes-Kaap, 41 uit Gauteng, 31 uit die Vrystaat, 20 Noordwes, 12 Limpopo, 9
Mpumalanga, 6 Namibië en 1 Botswana. Landwyd 'n netwerk van studente wat Urania toe kom. So wat bring hierdie studente vir ons? Hulle bring geld in die dorp in. As ek 'n eenvoudige sommetjie kan maak, ek het dit al voorheen ook gedoen. 100 studente, kom sê 200 studente, spandeer R100 'n week, maal 4 maal 12 is R960,000 'n jaar. Maal dit gou met 800 studente. Dis amper R4 miljoen. Dis net R100 'n week, ons spandeer baie meer as dit 'n week. Hy spandeer meer as R100 'n dag. Hulle bring vir ons landwyse netwerke, hulle bring idees, hulle bring nuwe behoeftes, hulle bring 'n koopkrag, hulle raak deel van die werkersmag en hulle bring hoop geleenthede en soms so 'n bietjie uitdagings, maar OVD hanteer dit. Elke student eet hier, bly hier, koop hier, hulle ouers kom kuier hier, hulle besoek hulle nie net 1 keer 'n jaar nie. Hy kom haal hom, hy laai hom ten minste 1 keer af, hy kom haal hom weer, klaar 2 keer. Studente begin werk in die dorp nadat hulle afgestudeer het en tydens hulle studies. Hulle neem deel aan sport, kultuur en al die sosiale aktiwiteite van die dorp en dit skep uit die aard van die saak inkomste. Dit skep werksgeleenthede, nuwe besighede en ook nuwe behoeftes met baie nuwe geleenthede. Ons studente skep meer vraag vir dienslewering, gehalte dienslewering, produkte, gehalte produkte, innovasie en hulle trek belangstelling van buite af. Verskillende industrieë raak betrokke wat voorheen nie betrokke wou raak nie. Industrieë besoek ons wat wil hê ons moet ons studente leer op hulle tegnologie, ons moet hulle leer van hulle produkte, hulle kom vir hande wat meestal gretig wil leer en dan raak hulle betrokke. Hulle bied werksgeleenthede vir ons studente. Daar vind navorsing plaas. Ons het al onlangs 'n paar proewe gedoen vir boere hier rondom ons. Besighede innoveer en ons toets tegnologie op ons studente, van die nuutste tegnologie. En ons leer hulle ook daarop sodat hulle gereed is vir die industrie waarin hulle gaan werk. Dan raak ons alumni ook betrokke. Ons het so oor die 200 alumni wat landwyd werk, van hulle omtrent so 20 werk in die dorp en hulle begin terugploeg en raak meer betrokke en praat oor wat hy hier ervaar het. So ons studente gaan uit, dit is 'n werklikheid op hierdie stadium, gaan uit Suid-Afrika, terug Suid-Afrika toe, van hulle gaan oor see. Hy gaan terug huis toe en hy gaan begin werk iewers op 'n plaas, iewers in 'n industrie en 'n werkswinkel en hy gaan praat oor die ervaring wat hy hier beleef het. Waarom? Want hy begin wonder, hoekom kon ek in Urania vrylik rondloop? Hoekom kon ek in Urania integreer in 'n gemeenskap in, as deel van die gemeenskap, maar ek kan dit nie daar buite doen nie. En soos ek reeds genoem het, klompie van hulle vul werksgeleenthede in die dorp. Daar waar daar voorheen leemtes was, begin studente nou werk, waar daar nie noodwendig iemand was nie. So hulle word ambassadeurs van Urania. En hulle vertel wat hulle hier ervaar het. Van alles, van wat hy geproe het, gesien het, gehoor het en gevoel het. Studente word blootgestel aan 'n ander manier van dink en doen. Afrikaners wat glo, wat in geloof klein en nederig bou, 'n kultuur wat werk, 'n kultuur wat verantwoordelikheid neem. Opleiding skep ook werksgeleenthede. Ons het in die laaste 3 jaar van 9 tot 30 personeel gegroei. Opleiding is dis nie net 'n diens wat gelewer word nie. Dit skep 'n pipeline van werk. En Andries het ook voorheen na die ekosisteem verwys wat rondom dit gaan. Daarom is opleiding 'n strategiese ekonomiese drywer. As ons opleiding en opvoeding reg aanpak en reg implementeer, dan groei ons ekonomie. Ons versterk ons gemeenskap en ons bou vryheid net verder uit. Die realiteit vandag is, dis nie meer 'n droom nie, dis 'n werklikheid. Ons lei reeds 248 studente van jaar op, met oor die 200 alumni. Ons is op pad na 800 studente met die vooruitsig van 8000. Ons ontwikkel en bou nuwe programme wat nuwe geleenthede bied. Dis nou kwalifikasies wat ons uitrol. Ons trek kundige personeel van reg oor die land Urania toe vir werksgeleenthede. Ons bou bykomende infrastruktuur. Ons het reeds 3 fisiese koshuise wat jaarliks uitbrei. Ons het klaskamers, ons het werkswinkels, ons beplan nou nog 3 nuwe werkswinkels. Ons het 'n 22 hektaar proefplaas wat ons van jaar oorgevat het.
Ons het begin met 'n tonnel van 20 by 30 vierkante meter vir die laaste 2 jaar en vanjaar het ons 22 hektaar waarop ons heelwat uitbreiding nog beplan met nuwe werkswinkels en vee en alles wat daarmee saamgaan. So die groot vraag is, hoe bou ons saam aan hierdie ekonomie? Raak asseblief betrokke. Praat oor ons, bemark ons, vertel jou vriende en jou familie, kom praat met ons. Help ons bou en voed hierdie studente op, help ons om hulle te vorm. Ondersteun ons deur jou kundigheid te deel. Hier sit mense met ongelooflike kundigheid. Deel dit met ons personeel, en met ons studente. Skep werksgeleenthede vir hulle. As jy weet jy kan 'n student akkommodeer, is soms die goedkoper arbeid in die dorp. Maar skep vir hulle geleenthede, hulle wil leer en groei. Neem hulle in diens, borg 'n student. Studente is, klomp van hulle is finansiëel afhanklik van 'n lening of finansiering op een of ander manier. Ons kort meer toerusting, ons kort vee, ons kort skape en beeste, ons kort 'n ou bakkie wat gediens kan word deur die studente. Of die beste van alles is dink ek maak 'n belegging in opleiding. Dis vir die volgende geslag na dit. Kom belê in dit wat ons doen. Dit is altyd welkom. So die vraag is, hoe skep ons meer geleenthede met die studente wat ons het? Kom vra ons uit oor wat is hulle behoeftes. Jaarliks kom hier groep van jaar het ons 122 nuwe eerstejaars ontvang met nuwe idees, nuwe behoeftes as verlede jaar se groep. Veral op sosiale vlak. Kom toets jou produkte op hulle. Kom deel jou idees en kom vind uit, gaan hierdie werk, gaan dit nie werk nie. En kom maak gebruik van die studente wat daar is. Vraag oor, hoe brei ons universiteitswese uit? 'n Boom groei nie oornag nie. Hy groei baie stadig, maar sy wortels gaan diep. En hoe dieper die wortels, hoe hoër kan die boom groei. En dit is ook ons tema van die jaar. Hoe gronde vir groei, sterker wortels na hoër hoogtes. Ons is toekomsbouers. Ons is dit reeds. Die vraag is, of bou jy saam? Ek sluit af. Vryheid kom nie van self nie. Vryheid word geleer en uitgeleef. Vryheid word hard voor gewerk. Maar die belangrikste is dat ons bidend en in afhanklikheid dit doen. Kom ons bou en bid saam. Die tyd is nou, die werk het reeds begin. Baie dankie.